Vader, ons het nou net gesing, hier is ons om te kom aanbid. En deel van ons aanbidding is om te luister en te hoor wat U vir ons wil sê. En ek weet, Vader, mense gedagtes gaan ons nou op verskillende plekke wees. Ons sukkel om te konsentreer en ek wil vra dat U ons daarmee sal help. Help ons om nie so ongeskik te wees terwyl U met ons praat, ons aan ander goeders dink nie. Help vir ons, vang ons gedagtes en help vir ons om te hoor wat U vir ons wil sê. Kom leer ons deur die woord, Heilige Gees, maak ons ontvanklik en leerbaar. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Voordat ek dit lees, wil ek julle heeltemal terugvat na Lukas 2 toe die aankondiging gemaak is, die engele was, die skaapwagters ken julle, en die skaapwagters was in die veld, en julle ken die storie, en toe die engele in hulle verskyn, en die engele het vir hulle 'n boodskap gebring, hy het vir hulle gesê, vandag is daar vir julle gebore in die stad van Dawid, Jesus Christus die Here. En dit was die boodskap waarvoor die Jode vir baie eeue lank gewag het. Hulle het gewag vir die Christus wat sal kom, want die Christus is maar die woordjie in die Hebreëus Messias, en die Messias beteken die gesalfde, en daar's 'n belofte in die Ou Testament, daar gaan iemand kom, die koning gaan kom, die gesalfde gaan kom, en hulle verwagting was op daai stadium, dan wanneer hy gaan kom, gaan hy ons kom verlos, en hy gaan ons kom red, hy gaan nie verlosser wees, en hy gaan die Here wees, want hy gaan die heerskappy oorvat, en hy gaan hierdie Romeine, gaan hy aanvat, en ons gaan weer ons eie land terug hê. So hulle het 'n verwagting gehad, toe Jesus begin preek, en hy begin oral in die dorpies rondgaan, en hy vertel vir die mense, maar hoor jy, en hy maak mense gesond, en hy sê vir hulle, hoor jy, die koninkryk van God is nou baie naby. Toe hy dit begin verkondig, het die mense gesê, man, dit beteken dat die Here, ons God, gaan nou kom, hierdie man gebruik, want hy lyk vir my, of hy van God afkom, al sy wonderwerke, en die mense het gestroom na hom toe. Soveel so dat hy op 'n stadium sê, ons moet ergens gaan sit, want hier sit duisende mense voor hom en luister. En dan begin hy vir hulle vertel, van hoe gaan hierdie nuwe koninkryk lyk, as hy regeer, wanneer hy gaan oorvat, wanneer hy die heerskappy gaan vat, dis hoe dit gaan lyk. Kom ons lees dit. Geseënd is julle wat weet hoe afhanklik julle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers ook die profete voor julle net so vervolg. Nou kan jy jou indink, jy sit nou daar en jy hoor hierdie boodskap van, hier is die nuwe koning, hy is hier om te kom oorneem, maar hierdie boodskap is radikaal anders as wat jy sou verwag het, die Messias moet kom verkondig. Die Messias sou gekom het, wat hulle gedink het, sou gekom het en gesê, kom, dat ons wapens opvat, sou nou begin ons militêr oplei. Maar dit het nie gebeur nie. Want die mense wat daar voor hom gesit het 'n verwagting gehad, en hierdie koninkryk is heeltemal anderster as wat die godsdienstige leiers en die mense van daai tyd gedink het. So voor hom het hierdie skare mense gesit, en daar was verskillende groepe daar. Daar was verskillende mense wat daar gesit het. En die mense wat daar was godsdienstige leiers, daar was politieke leiers, wat hom kom uitkyk het, wat gaan hy kom verkondig, daar was gewone werkers, gewone mense, het begin agter hom aanloop, en by hom kom sit. Ek wil net lees wat staan in Lukas, wat is nou 'n gedeelte, wat Lukas skryf oor hierdie ding. Hy sê, geseënd is julle wanneer julle weet, die mense julle haat, en julle verstoot, en uitskel, en julle naam vermy, soos iets wat sleg is, alles ter wille van die seun van die mens. Dis die boodskap wat hy bring.
ek het toe gedink, maar miskien moet ek die skare op 'n ander manier opdeel. En miskien was dit die volgende groepe wat daar gesit het. Vergeet van die godsdienstige leiers, politieke leiers, al die ouens. Ek dink, daar's 3 groepe gewees. En ek dink as dit vanoggend ook dalk 3 groepe hier en 3 groepe wat luister. En jy moet myself sê, en watter van hierdie groep val jy? Ek dink die eerste lot mense wat agter Jesus aangeloop het, was bewonderaars van Jesus. Want hy was 'n wonderlike mens. Hy het oral geloop en wonders doen. En dit was amper soos, toe ek groot geword het, ek weet nie julle nie, maar as die sirkus kom, dan is daar voor 'n week voor die tyd, is daar groot beweging in die dorp, en almal weet, die sirkus kom. En ek dink dit is amper so met Jesus se tyd, want die mense het vooruit gehardloop, en vir die mense in die dorp kom sê, Jesus is op pad, Jesus is op pad, en die mense het by mekaar gekom, sê, want hierdie is 'n wonderlike ou. Jy moet hoor wat doen hy alles, en die mense het vertel van al sy wonderdade. En miskien is dit waar jy is ook vandag. Die dak gaan nie afwaai nie, julle. Dit glad nie, moenie worry nie. Dis 'n ding wat net rattel hierbo. So vergeet nou, konsentreer op my. Almal dink, hoe jy wag nie. Dis nie, ons dak gaan nêrens heen nie. Dis net hier agter wat hy los is. Ons sal hom, moenie worry nie. Okay, kom ons gaan aan. So, hier sit 'n groep mense wat dalk hier sit en sê, maar Jesus is 'n wonderlike mens. Hy is wonderlik, want hy het ons sondes vergewe. En hy maak mense gesond. Maar dit is al wat hulle glo. En as jy daar is, dan vra dit nie vir jou baie nie. Dit kos nie verskriklik om 'n bewonderaar van Jesus te wees nie. Dit vra niks van jou nie. Al wat dit vra is om in verwondering oor hom te staan. En is eintlik maar 'n privaat saak. Dis eintlik iets wat jy so stil hou. En dis ook met baie keer gebeur, en ek het al baie dit gehoor, dat mense sê vir my, hoorie, ek werk saam met 'n ou by die werk, en ek kom nou eers agter, ons werk 5 jaar saam, hy is ook 'n Christen. Al 2 geheime bewonderaars van Jesus, en hulle weet nie van mekaar nie. So 'n bewonderaar van Jesus, weet niemand van nie, net jy, dis 'n privaat saak. Mense sê dit ook, my God sê dit is 'n privaat saak. Dis 'n bewonderaar van Jesus. Nou die tweede groep wat ek dink daar was die luisteraars van Jesus. Dis ouens wat sê, ja, ons bewonder ook vir Jesus, hy's wonderlik, maar ons wil actually van hom leer. En hulle kom sit in boodskappe, en hulle luister na boodskappe, en hulle leer dit, en hulle hoor graag wat hy sê. En ek dink dis wat daar om hom gesit het. En hulle hou van die boodskap. En hulle sê, ons doen goed, ons moet die goeie goeders doen. Maar dit verander nie hulle nie. Die wêreld is nie 'n probleem met mense wat 'n luisteraar is na Jesus nie, want as jy begin goed doen aan mense, as jy sê ek verkil nie my man of my vrou nie, of ek steel nie, of ek skinder nie, dis almal happy daarmee, want dit is goeie eienskappe wat Jesus ons kom leer. Maar dit verander niks nie. Dit verander nie hier binne nie. Dit sê maar net, dis 'n goeie beginsel. En baie ongelowiges sê vir my, dis goeie beginsels. Daarom sal jy in baie van die privaat skole, die Christen skole, nie gelowiges kry nie, want hulle hou van die dissipline en hulle hou van die goed wat ons daar leer. Maar dis goeie beginsels. Dis goed om goed te wees teenoor ander mense. Maar ek dink die derde groep mense wat daar was, en ek dink hier moet wees, is mense wat ek noem volgelinge van Jesus. Nou 'n volgeling van Jesus gaan duidelik herkenbaar wees, want hy gaan herkenbaar wees, die wêreld en die godsdienstige mense en selfs die bewonderaars en die luisteraars is ongemaklik met iemand wat begin sê ek is 'n radikale volgeling van Jesus, want Jesus se boodskap is radikaal anders. Hy verkondig iets wat heeltemal anders is die wêreld is. Hy sê, jy moet 'n radikale liefde hê vir mekaar. Jy moet 'n radikale liefde hê vir God. Jy moet 'n liefde hê vir God waar jy sê, Here, ek is vir U lief met my hele hart en siel en verstand, en dit actually bedoel, en sê, ek is lief vir mense om my. Dit is 'n boodskap wat ongemaklik is vir die wêreld en vir mense, want dit vra van jou 'n radikale verandering van optrede teenoor hierdie wêreld. Die wêreld is ongemaklik as jy begin om die absolute waarheid te glo. As jy begin sê, maar dis wat die Bybel sê. Ek kan nie anders as die Bybel optree nie. Die woord van God sê ek moet dit doen. Die woord van God sê dis reg, dis verkeerd. Die wêreld is ongemaklik daarmee. Bewonderaars van Christus is ongemaklik daarmee, want ons moet nie die bout stuur nie. Want
die volgeling van Jesus, die volgelinge van Jesus sê, die absolute waarheid is dat Jesus is die enigste weg na die hemel toe, na God toe. En mense sê, hoe kan jy dit sê? Dit is arrogant om dit te sê. Die wêreld is ongemaklik wanneer jy kies om te sê, ek gaan anderster optree as die wêreld. Ek het 'n ander way of thinking. Ek het 'n ander iets wat my dryf om die wil van God te doen. Dis 'n radikale anderste denke as die wêreld. Daarom is die volgelinge van Christus stroom op. Ons is teen die status quo. Ons behoort nie saam met die wêreld te glo nie. En dit gaan 'n ongemaklikheid begin by jou vriende, dalk in jou eie huisgesin, dalk by jou beste vriende of familie, daar by die werksplek. Daar gaan 'n ongemaklikheid kom as jy begin om radikaal te leef volgens wat Jesus sê. Dit het Jesus geweet. En daarom sê hy, geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. So Jesus, en dis wat ek so hou van hom, hy leef nie in 'n bubbel nie, hy weet nie, hy sê, as julle radikaal hierdie volgelinge van my gaan wees, wat sê, ek is afhanklik van God, ek treur oor my sonde, ek is sagmoedig, barmhartig, rein van hart, noem al daai goeders op. As jy dit begin leef, dan gaan dit so wees dat mense jou vervolg. So daar is twee goed wat hy sê. Hy sê volgelinge van Jesus sal vervolg word. Hulle sal vervolg word, sê hy, geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is. So as jy begin om voetjie vir voetjie agter Jesus aan te loop om te sê, Here, ek wil in U weë leef, ek wil U woord volg, ek wil actually doen wat U sê ek moet doen, ek wil getransformeer word, dan kan jy vervolging verwag, sê die Bybel. Volgelinge van Jesus moet ons nou net eers bietjie reg kry. Daar's twee goed wat ons moet mooi verstaan. 'n Volgeling van Jesus is nie sondeloos nie. 'n Volgeling van Jesus verskil van 'n bewonderaar en 'n luisteraar, want 'n volgeling sê, my sonde is vir my sleg en vir God en vir ander mense. En daarom moet ek berou daaroor. Daarom bely ek dit. Daarom sê ek vir die Here, Here, vergewe my asseblief my optrede, sodat ek weer herstel kan word. Die bewonderaar en luisteraar van Jesus sê, dis maar wie ek is. Ek het vrede gemaak met hoe ek is. Mense moet my maar net so aanvaar. Hulle sit en hoor elke keer 'n boodskap van Jesus, maar hulle verander nie. 'n Volgeling van Jesus kom by 'n punt waar hy sê, ek sal radikaal anders te wees. Nou, 'n tweede ding wat ek net wil sê oor vervolging, en dis eintlik baie mooi soos Jesus dit beskryf het, hy gee vir ons 7 karaktertrekke van 'n Christen. En dan sê hy, as jy daai 7 karaktertrekke het, gaan jy vervolg word. Dis 'n gegewe. Maar vervolging is nie 'n deug nie. Dis nie 'n virtue nie. Jy kan nie sê, ek gaan instorm en ek gaan nou vervolging soek nie. Dis die boonste vlak van Christendom. Nêrens in die Bybel sê dit nie. Dis 'n normale ding wat gebeur wanneer jy Christus sal volg. So is nie iets wat jy streef daarna nie. Jy sê, ek gaan ingaan sodat ek vervolg kan word. Daar is mense wat dit doen. Dis nie wat dit is nie. Dis ook nie 'n oorwinning wat die duiwel behaal oor jou nie. Dis glad nie dit nie. Dis dood eenvoudig om gehoorsaam te wees. En dit is amazing vir my dat Jesus 2000 jaar terug dit gesê het en dit nog nie opgehou het nie. Jy kan maar gaan lees oor die statistieke. 4.500 mense word elke jaar sê hulle doodgemaak vir Christene. Meer as 10.000 kerke is in 2023 in China platgestoot omdat hulle Christen is. En soveel ander lande mag jy nie 'n Christen wees nie, dat jy word vervolg. En Jesus het vir hulle dit vooraf gesê en vir hulle gesê dit gaan gebeur. Johannes 15, sy laaste boodskap voor hy doodgemaak het, sê, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle ook julle sin ter harte neem. Maar as hulle dit alles aan julle doen, hoor hierso, julle alles aan julle doen, omdat julle my naam bely, en hulle hom nie ken wat my gestuur is nie. So daar is
waarskuwing dat Jesus vir mense sê, julle gaan partykeer hardhandig behandel word. Nou ons sit hier en ons dink, waarvan praat jy? Ons word nie so behandel in die oomblik nie. Maar daarom het hy 'n tweede ding gesê. Hy sê, volgelinge van Jesus sal beledig en bespot word. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Lukas sê, geseënd is julle, wanneer die mense julle haat en julle verstoot en uitskel en julle naam vermy soos iets wat sleg is. Alles ter wille van die seun van die mens. Jy hoef nooit bekommerd te wees dat mense jou gaan haat of sleg sê as jy 'n bewonderaar of 'n luisteraar van Jesus is nie. Dit gaan niemand pla nie. Maar die oomblik as jy begin om voluit te leef vir die Here in alle aspekte van jou lewe, gaan daar subtiele vervolging wees en baie keer gaan dit in jou gesig wees, waar mense jou bespotlik en belaglik maak. En ek het gedink net aan 3 goeters of 3 terreine waar ons dit beleef, ons in ons alledaagse lewe, veral julle wat tussen mense werk. Ek werk met julle en julle het my nog uit vervolg of ek weet nie of jy my haat nie, maar verstoot nie. Ek is nog okay. Maar nie heeltemal nie. Want as ek een keer by ons gaan kuier, dan wil hulle my nie gou weer nie. So ek weet nie, ek het ook maar 'n bietjie verstote gevoel al. Nee, ek so. Die eerste gebied wat ons vervolg word is op die sosiale gebied, né? Dit is daar waar jy werk, daar waar jy skool gaan, daar waar jy uni toe gaan, daar waar jy tussen jou vriende is, daar waar jy sport bedryf. Daar kry ons teenkanting. Wanneer jy opstaan van die Here, is daar definitief 'n pushback. Die mense waarmee jy hierdie goeders wil deel, wil dit nie hoor nie. En hulle sê, en dit het miskien al vir jou ook gesê, vir my al gesê, maar julle Christene is veroordelend. Julle is judgmental. So dit is 'n tipe van vervolging. Hulle sê ons is onverdraagsaam. Hulle sê ons ly in een of ander fobie. Jy kan enige fobie voor dit gaan sit. Enigiets wat teen Christus is, en ek sê, maar dis nie reg volgens die woord nie, dan het ek hierdie fobie. So jy kan dit gaan doen. Jy kan dit self gaan insit. 'n Ander plek waar ons veral vervolg is intellektueel. Jy hoor dit baie. Jy lees dit ook baie. Dat hulle sê ons Christene is intellektueel 'n bietjie agtergeraak. Ons is in die middeleeue. Hulle sê, man, julle glo 'n storie, maak jou belaglik. Die storie van die Bybel is 'n storie. So dis asof jy dom is, jy nie kan sien nie. Hulle sê ons is narrow-minded. So jy word intellektueel vervolg. Jy word ook emosioneel vervolg. Vir al julle kinders, julle wat jong mense is, ek dink by jou skool word jy baie maniere vervolg en belaglik gemaak. Veral as jy nie wil saam doen met die wêreldse standaarde nie. As jy nie wil saamgaan op seksuele gebied nie en wat hulle ook al doen nie, dan word jy emosioneel sleg gesê, word jy vervolg. Baie keer moet jy jou tong vasbyt. Ek dink dit is ook 'n stuk van vervolging, want jy's bang om iets te sê, want jy weet jy gaan harassment kom. So baie keer word ons vervolg op daai manier. Baie keer in vriende, dis wat ek nou nog gesê het. As jy by jou vriende begin opstaan en sê, ouens, ons kan nie so praat as ons braai nie, of ons kan nie so drink as jy te kere gaan nie, ons kan nie so aangaan nie, gaan jy nie weer genooi word nie. Jy gaan verstoot word. So emosioneel gaan jy seer kry en jy gaan alleen raak. Dis wat hy sê. Nou is amazing as Jesus dit weet. So hy weet 2000 jaar terug dat in hierdie land gaan mense so optree. So ons kan relax, want hy sê, dis wat sy reaksie daarop is, geseënd is jy. Hy sê, geseënd is jy as jy vervolg word. Nou ons het dit nou gelees, ons het vanoggend dit gelees, 9 keer sê hy, geseënd is jy. Nou, dit kan wees, dat ons dit laat verbygaan. Jy sê, okay, geseënd, en dan kom ons by die goeters uit. Die belangrike ding is, dat God se reaksie op enige van die teenkanting wat ons kry, is geseënd is julle. Jesus staan nie op en sê, ek gaan nou die wapens opvat nie. Jy sê, nee, weet jy wat gaan gebeur? Die mense gaan julle vervolg en doodmaak, maar moenie worry nie, julle is geseënd. En geseëndheid beteken nie finansiële voorspoed nie. Beteken nie goeie gesondheid, of 'n gewaarborgde gemak, of 'n lewe sonder swaar kry nie. Ek wil sê, naas liefde en genade en barmhartigheid,
is geseëndheid van God, om deur God geseënd te word. Seker een van die ongelooflikste grootste geskenke wat jy kan kry. As jy dink aan persente wat God vir jou kan gee, is om jou te seën een van die grootstes. En wat dit beteken is anders as wat ons dink. Dit beteken, jy's geseënd, want jy's nou 'n kind van God, so jy het die ongelooflike voorreg om vir God te sê, Vader, dis hoe hy jou seën, te sê, maar jy kan met my enige tyd praat, jy kan na my toe kom, enige tyd. Dis geseëndheid. Dis 'n geseëndheid om te weet, ek het innerlike vrede, want God is by my. Dis 'n geseëndheid om te weet, dat ons is vergewe. Ons het 'n ewige toekoms saam met hom. Dis wat geseëndheid beteken. Is om regtig in die regte verhouding met hom te kan staan. En jou lewe stukkie vir stukkie verander en te transformeer. Dit is hoe God seën. Dis wat hy vir julle sê en vir ons sê. As julle vervolg word en julle word sleg gemaak, kyk verby dit. Sien raak dat jy kan met God 'n ewige verhouding hê. Die tweede ding wat hy sê, sy reaksie daarop, is hy sê, geseënd is julle, hy gee aan hulle die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle as julle vervolg word, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Nou die koninkryk van die hemel is nie iets wat jy eendag gaan kry nie. As jy 'n volgeling van Jesus is, dan word jy mos nou 'n kind van God, deurdat jy in hom glo. En as jy in hom glo, dan kry jy die koninkryk van die hemel. Dis nie 'n eendag ding nie, dis hier, dis nou. Jy het reeds deel van hierdie koninkryk van God. Dis reeds hier wat jy kan sê, maar God is my Vader. En Leon Ferreira het 'n liedjie gesing, my pa is die koning. My Vader is die koning. Jy's deel van 'n koninkryk. Dis wat hy vir ons wil sê. Jou geseëndheid lê daarin, dat ek jou raak sien en vir jou sê, moenie worry oor hierdie mense nie. Jy het 'n koninkryk, jy's 'n kind van die koning. Jy het 'n koninkryk wat hier deel van jou is, en jy gaan vervolg word, as jy volgens dit leef. Dan sê hy 'n derde ding, hy sê, daar's loon in die hemel. Hy sê, wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Nou hieroor is boeke al geskryf, dink ek. Want almal het 'n idee hoe die loon gaan wees. Maar die Here sê nie wat dit is nie. So alles wat jy hierna sê, is spekuleer jy. So gaan dit nou wees, 'n parelhuisie, gaan ons op verskillende vlakke daar aankom. Daar staan nêrens in die Bybel, word dit verduidelik nie. Ek dink vir my, sal die beloning wees, vir wat ek ook al hier doen, en wat vir wie ek ook al, hoe ek in God glo, is die hemel. Dis al. As ek daar is, gee ek om nie. Ek gaan nie worry en sê, hoorie, maar ek het 'n paar keer het hulle dan vir my al sleg gesê, nou ek behoort aan 'n beter huisie nou hier te hê, hoekom bly daai ouens? Nee, maar daai ouens het baie meer moeilikheid gehad as jy by die werk, hulle daar by hulle plek gewerk, waar jy altyd vervolg word, en nee, ek dink die loon, as jy daar instap, is jy by Jesus, en dan gaan niks meer saak maak nie, maar hy sê, ons het 'n loon, ons word beloon, deur daar te wees. Hoe behoort ons reaksie te wees? Nou daaroor kan ons baie lank praat. Maar ek gaan net so 4 goed noem. Ek dink wat ek lees uit die Bybel is, as dink nou juis aan iemand wat geseënd is, as jy vervolg word, en mense sê jou sleg, of hulle bespot jou, of hulle maak jou belaglik, of hulle maak in die media Christene belaglik, en hulle sê ons is veroordelend, en ons is so, jou reaksie behoort dieselfde te wees as God se reaksie. En God se reaksie is, ek seën julle. So ek wil sê, seën julle vervolgers. Seën hulle. Hoor wat sê Paulus, hy sê, seën julle vervolgers. Ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. En dit is 'n radikale anderste manier van dink. Dis tipies Jesus, wat sal sê, nee, jou natuurlike reaksie is om terug te veg, en terug te wil sê, en baie keer moet jy praat, en baie keer moet jy iemand aanvat, maar dit kan nooit wees
met 'n kwaaiheid, dit moet 'n kalmte wees, en dan moet vrede oor jou wees. En dis nadat jy hulle gebid het, Here seën hierdie mense. Kan jy jou indink, iemand sê jou sleg en jy sê vir die persoon, of jy sê vir God, Here seën hom dat hy nog ryker word. Hierdie baas vir my sê my sleg, maar dat hy nog meer geld het. Nee, seën hulle dat hulle vir U ontmoet. Seën hulle. Dis wat die Bybel sê. Die tweede ding wat ek dink ons moet doen, is reageer in liefde. Jesus sê dit self. Hy sê in Lukas, net verder in Lukas 6, waar ons nou gelees het, maar vir julle wat na my luister, sê ek, radikaal weer anderster. Dit is nou typies Jesus. Julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Dis radikaal. Ek wil sê, dis Jesus op sy beste. Jy sê, Here, maar hulle haat my, hulle sê vir my sleg, en ek hoor hulle is kinders vir my daar by die werk. Reageer in liefde. Wat kan ek vir julle doen? Hoe kan ek julle dien? Hoe kan ek liefde inbring in hierdie vertrek in? Maak nie saak, en ek weet soos ons, en ek weet soos ek, as ek met liefde inkom, en ek probeer regtig genuine doen wat die Here sê, en ek haat nie my vyande nie, en daar by die werk, die ouens wat my moeilikheid gee, ek kom met liefde in, en hulle antwoord met haat, dan is my natuurlike reaksie om terug te antwoord in haat. Maar hy sê, as jy die geseëndheid verstaan, dat God seën jou, dan kan jy reageer in liefde. Partykeer moet jy net omdraai. Romeine, Paulus skryf dit, hy sê, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moenie jou deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. As jy nou daar uitstap, en hierdie ou wat jou nog net te sleg gesê het, sy wiel is pap, sê ek, karma, kry vir jou. Jy gaan, ek sê jy my help. Ek gaan jou in liefde help, want jy is my vyand, maar ek gee vir jou, ek maak jou vuurrooi van skaamte. Dis wat hy vir ons wil kom leer. En bewonderaars van Jesus, en luisteraars van Jesus gaan hierdie ongemaklik vind. Want hulle gaan in elk geval nie vervolg word nie, maar as hulle dalk vervolg word, gaan hulle hulle gaan nie hierdie sagmoedigheid verstaan nie. Dis wat Jesus sê. 'n derde ding wat ek dink is nodig, is bid vir hulle. Jesus gaan aan, hy sê, seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. Weet jy, dis 'n amazing ding om te kan doen, om vir iemand te bid. As iemand jou sleg behandel, as iemand, oh my God, of Jesus Christ by die werk, is elke keer jou call to prayer. Dis jou roep na, hierdie ou roep eintlik uit na God. En dis jou werk om dan net daar waar jy is te bid. Jy hoef nie hardop te bid nie, jy kan hom in sy oë kyk. Want tydkeer kyk jy ou in sy oë, en die gedagtes wat jy dan het, is nie mooi nie. Maar die Here wil ons leer, terwyl jy hom in die oë kyk en sê, die Here seën vir jou op wel. En jy gaan, ek bid vir jou, en jy moet nie jou kop so skud nie, dan gaan hy nog wonder. Ek leer julle nou mooi, jy kyk op strydvuis. Ek bid vir jou. Bid vir jou. Weet jy wat is die amazingste daarvan? Dis 'n amazing ding. As jy vir iemand anders begin bid, skoor jy al die pad. Want jy het die voorreg om net daar by die werk met jou Vader te praat. Dis die grootste voorreg wat ons het, is om vir ons Pa te kan aanbid en te bid tot hom. Hoekom sê jy nie wil bid nie? Dis so 'n ongelooflike voorreg om by God in te stap en sê, Vader, ek jy sien wat jy aangaan met die werk, maar ek wil sommer met u kom praat en bid vir daai. Jy skoor want jy's in God se teenwoordigheid. Hoe sê jy nie wil nie? En dan daarmee saamgaan, of dat 'n belangrike ander ding is, die oordeel behoort aan God. Ons reaksie moenie wees om te oordeel. Wat sê Paulus? Moenie self wraak neem nie, geliefdes. Maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. Hierdie is 'n belangrike beginsel. Want as jy kies om self te reageer, dan vat jy die reg van God en jy's eie geregtig, jy maak dit nou jou reg. Ek wil amper sê jy steel God se reg. Want God sê dis my reg.
Dis ek wil sê my voorreg ook. Dis ek wat kan oordeel. Maar nou vat jy dit weg, en jy dink, God, ek trust jou nie met hierdie ding nie. Ek trust u nie met hierdie ding nie. Ek weet jy gaan hierdie ou nie ordentlik oordeel nie. Ek gaan vir u wys, hoe moet hy geoordeel word. Weet jy wat gebeur dan? Dan staan God maar in wag. Jy is nou die een wat die reg het om hom te oordeel. En dan word daar niks verder gedoen nie. Ek dink julle doen dieselfde met julle kinders, as hulle met mekaar beklei, en hulle roep jou en sê, jy moet nou kon doen, maar sê, maar julle het nou al klaar die ding uitgesorteer, kom moet ek nou tussenin kom. God sê, as jy dit wil op jou eie vat, doen dit. Maar dit is nie reg nie. Hy sê, die oordeel behoort aan my. Nou hierdie is teen die kultuur. Dis teen hoe die mense sê jy moet push back. Dis teen alles, maar dis hoe God ons leer. Hy sê, as jy 'n volgeling van my is, dan gebeur dit. So wat hoor ek volgend? In die praktyk, elke dag, gaan jy vandag en môre en die res van jou lewe altyd voor keuses staan. En jou keuse kan wees om te sê, ek is 'n bewonderaar van Jesus. Ek like hom, hou van hom. Is 'n goeie ou gewees. Of jy kan kies om te sê, nee, ek wil luister na hom. En ek wil sy stem hoor, en ek hou van die boodskappe, en ek bid, en ek is deel van 'n omgee-groep. Maar dis waar dit stop. Solank dit net nie verder as dit gaan nie. En dis nie wat ek hoor nie. Daai mense gaan nie vervolg word nie. Hulle gaan nie gehaat word, want niemand weet eers dat hulle vandag by die kerk was nie. Of dat hulle Christene is nie. Niemand weet dit nie. Maar Jesus sê, as jy kies, dan vers 10 sê hy, as jy kies om die regte verhouding met God te hê, en die regte dinge te doen, kan jy verseker wees, jy gaan vervolg word, jy gaan gehaat word, jy gaan bespotlik gemaak word. En die gevolg is, mense gaan jou teëgaan. Mense gaan jou teëgaan in jou eie familie, in jou eie huisgesin, in jou eie vriende, kring, by jou werk, by die skool, by die unie waar jy is. En Jesus sê, dis normaal. Dan is jou geseëndheid daar. Hy steur hom nie eintlik in hierdie vervolging nie, want hy weet, hy gaan ons seën, en hy weet, ons is deel van die koninkryk, en hy weet wat hy vir ons gaan gee. Hy ken die pad, hy ken die plan. Hy sê, ons moet reageer, seën hulle. Antwoord hulle in liefde. Bid vir hulle. En los die oordeel vir God. Dis 'n eenvoudige beginsel. Ek weet dis nie maklik nie. Kom ons vra die Here om ons te help. Here Jesus, U het lank vooruit, 2000 jaar terug al geweet, dat ons gaan in 'n land bly, waar mense ons as Christene belaglik maak, en af wil maak, die Bybel is 'n storieboek wil maak, en sê ons is judgmental, en hulle gee nie om, oh my God, Jesus Christ te noem nie, en dis 'n land waarin ons leef, waarin daar groot potensiaal vir die koninkryk is. En dis maar soos dit was toe U geloop het op die aarde. Die mense het ook nie gehou van U nie. Maar Vader, as ons regtig ernstig is, en ons wil verby beweeg, net om vir U te bewonder en 'n luisteraar te wees, dit moet ons almal in elk geval wees. Maar ons begin met daai punt om te sê, ek gaan actually doen wat Jesus sê. Ek wil hom vra om my te transformeer. Dan weet ons wat gaan gebeur. En hy sê, moenie worry nie, ek sê jou seën, en die koninkryk van God behoort aan jou. Help vir ons, Vader, om nie reg in ons eie hande te wil neem nie. Ja, baie keer sal ons moet praat. Gee ons dan die sagmoedigheid en barmhartigheid, 'n kalmte van gees. En ek weet, ek sukkel daarmee, en ek dink, dis baie mense wat daarmee sukkel. So daarom is hierdie boodskap vir ons, om te sê, U is buite ons, U weet dit. U gaan ons help. Help vir my, wanneer dit met my gebeur, en help vir ons wat hier sit, wat regtig ernstig is om U te volg. Wanneer ons voel, maar hoor, hierdie ouens is nou besig om ons te haat of te bespot. Geef ons die regte woorde, die regte optrede. In Jesus se naam. Amen.